Die woord van die Here spreek vanoggend tot ons uit Genesis hoofstuk 22, die baie bekende gedeelte. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons buig eers ons hoofde in gebed. Hemelvader, dankie dat ons kan stil word vir U. Dankie dat ons vir U kan eer as die heilige, die onvergelykbare God. O Here, ons bid dat U nou deur die Gees ons harte en ons verstand sal verlig, sodat ons sal hoor wat U vir ons volgend wil sê. Wil U vir ons help om gelowig daarop te reageer tot eer van U naam. Amen. Genesis hoofstuk 22. Na verloop van tyd het God Abram op die proef gestel. Abram het hy vir hom gesê, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste wat jy lief het, en gaan na die gebied van Moria, en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys. En dan vertrek Abram, hy en sy seun beweeg na die gebied wat die Here vir hom gaan wys, en op pad soontoe praat Isak met Abram, vers 7. En Isak sê toe vir Abram sy vader, Pa? En hy antwoord, ja my seun. Toe sê hy, hier is die kolevuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abram het geantwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het die twee saam geloop. En toe kom hulle op die plek waar die Here aangewys het. Abram bou 'n altaar, en toe hy die altaar klaar gebou het, sit hy sy seun op die altaar, hy maak hom vas, hy is gereed om hom te slag, en as hy sy hand beweeg na sy kind. Maar die engel van die vers 11, maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abram, Abram, hy het geantwoord, hier is ek. Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, het hy gesê, en moenie enigiets aan hom doen nie, want nou weet ek, dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste, vir my teruggehou nie. Die woord van God, vir die kinders van God. Daar's 3 soorte mense in hierdie wêreld. 3 groepe mense. Die eerste groep mense kan 'n mens tipeer en sê, dis mense wat soos selfsugtige kleutertjies lewe. Die tweede groep mense is mense wat soos liefdelose ouers lewe. Die derde groep mense is mense wat soos gelowige volwassenes lewe. 3 groepe mense, selfsugtige kleuters, liefdelose ouers, gelowige volwassenes. Kom ons kyk na elkeen van hierdie groepe. Hoe lyk die lewe van selfsugtige kleutermense? Vir hierdie mense bestaan daar net een persoon in hierdie wêreld. Net ek. Die lewe bestaan net uit my. Dit gaan vir hierdie persone om me, myself and I.
Hierdie persone se lewe draai net om hulle self. Dit gaan vir hulle oor hulle begeertes, hulle geluk en hulle wense. Ander mense is nie belangrik nie. Nie ander mense is belangrik in die sin dat ander mense vir hulle moet dien en help en vir hulle moet gee wat hulle graag wil hê. Vir hierdie groep mense gaan dit oor een belangrike saak. Dit wat ek graag wil hê. Ek wil graag dinge hê. Mense moet vir my dinge gee. En as ek dinge gekry, dan sê ek een ding. Dis myne. Dis myne. En as ek nie kry wat ek graag wil hê nie, gooi ek my pop uit die kot uit. En as ek kwaad vir mense en self vir God. Hierdie mense het geen idee van verantwoordelikheid nie. Hulle wil net gedien word. Dit gaan vir hulle net oor hulle self. Dit gaan vir hulle oor die woordjie nou. Vir hulle is daar geen toekoms nie. Dit gaan oor nou. Ek moet nou bevredig word in my behoeftes. Die Engels het 'n mooi uitdrukking, immediate gratification. My behoeftes moet nou bevredig word, en as dit nie nou bevredig word nie, dan is ek kwaad. Dan is ek kwaad vir mense, dan is ek kwaad vir die kerk, dan is ek kwaad vir die Here. Nou moet my behoeftes bevredig word, want my lewe draai net om myself. Dis een groep mense. Ons kry 'n tweede groep mense. Ons kan hulle tipeer as liefdelose ouers. Hulle is anders as die eerste groep mense. En wat maak hulle anders? Hulle is mense wat glo daar sekere dinge wat 'n mens moet doen. Jy kan nie net maak wat jy wil nie. Daar is sekere dinge wat jy moet doen. Jy moet by wette en tradisies aansluit en daarvolgens lewe. Hierdie groep mense sal ook van ander mense verwag om so te lewe. Hulle sal sê, jy moet ook so maak. Dis die regte ding. En as jy nie doen wat ek sê nie, dan is jy verkeerd. Jy moet doen wat ek sê. Baie keer gebeur dit dat hierdie mense van ander mense dinge verwag wat hulle nie self bereid is om te doen nie. Dit gaan vir hierdie groep mense oor een woordjie plig. 'n Mens moet sekere dinge doen want dit is jou plig. Hierdie mense loop met 'n skuldgevoel, 'n skuldkompleks, want hulle voel hulle is nie in staat om altyd te doen wat hulle glo 'n mens moet doen nie. Daarom het hulle geen vreugde nie. Hulle is die hele tyd skuldig. Hulle voel die hele tyd skuldig. Hulle is nie daar waar hulle behoort te wees nie. En dan kry ons 'n derde groep mense. Ons kan hulle noem gelowige volwassenes. Hoe tree hierdie mense op? Kom ons gaan na die Bybel toe. Die Bybel vertel eintlik vir ons hoe hierdie mense optree. Ons het vanoggend gelees van Abraham. Ons kan aansluit by Abraham. Nou Abraham het groot geword in Ur, die land van die Galdeërs. Hy het tussen heidene groot geword. Sy pa en ma die son en die maan God aanbid. En die Here het vir Abraham gesê, Abraham, wil hê jy moet trek na die plek waar ek jou gaan aanwys, en Abraham was gehoorsaam aan die Here. En toe sê die Here eendag vir hom, Abraham, kom ons gaan loop bietjie buitekant. Dit was aand gewees. Die Here sê vir hom, Abraham, kyk op. Wat sien jy? Here, ek sien 'n menigte sterre, ongelooflik. Die Here sê vir hom, jy het reg gesien, reg gekyk.
ek gaan jou nageslag so groot maak, soos al die sterre van die hemel. Dit is amper asof Abraham in sy binneste lag vir die Here. Hy sê vir homself, dis mos nie moontlik nie. Ek en my vrou, my ou vrou, is al eintlik oud. Ons kan mos nie kinders kry nog nie. Hoe kan die Here so onverantwoordelik wees om dit vir my te sê? Abraham kyk die werklikheid in die oë en hy besef, dis onmoontlik. Maar dan doen hy 'n belangrike ding. Hy neem 'n geloofsprong. Dit wat onmoontlik is by God moontlik. En hy sê vir homself, dit wat vir mense onmoontlik is vir God onmoontlik. Hy is vir God moontlik en hy aanvaar God se belofte dat hy 'n groot nageslag gaan kry. Vir 'n lang tyd leef hy met hierdie verwagting in sy hart, hierdie belofte wat die Here gegee het. En niks gebeur nie, maar hy hou vas aan die Here se belofte. En dan gebeur dit. 'n Klein seentjie word gebore in die naam van Isak. Die Here het voorsien. Hy is baie trots op hierdie kind. Dis 'n pragtige seentjie. En hy is verskriklik lief vir hierdie seentjie. En dan kom die Here weer met 'n onverwagte opdrag. Abraham, ek wil hê jy moet hierdie kindjie wat jy het, jou enigste kind wat jy lief het, moet gaan offer. Here, sê hy in sy hart vir homself, hoe kan ek dit doen? Dit maak mos nie sin nie. Later is die Ou Testament bymekaar gemaak. En in die Ou Testament staan dat 'n mens nie 'n kind mag offer nie. Hoe is dit dat God eintlik teen sy eie woord ingaan? Dis mos absurd dat die Here dit van my vra. Maar dan neem hy 'n geloofsprong en hy sê, God vra dit vir my en dit sal ek doen. En dan neem hy sy padkos, hout, vuur, en hy sê vir sy seun, Isak, kom, ons gaan bietjie 'n ent stap, ons gaan 'n offer bring. Hulle stap vir 'n lang tyd. En later dan sê Isak vir sy pa, ek kan nou nie mooi verstaan nie. Ons het hout, ons het vuur, maar dit is nie 'n lam nie. En Abraham sê, my seun, die Here sal voorsien. Hulle kom by die plek waar die Here aangewys het, waar hy 'n offer moet bring, en Abraham bou 'n altaar. En dan vat hy sy seun, hy sit sy seun op die altaar, hy maak hom vas, hy slyp sy mes, hy's gereed om hom te slag. Staan waar die Here, deur 'n engel vir hom sê, nee Abraham, moet dit nie doen nie. Daar's 'n ram, wat sy horings vas is in 'n bos, gebruik daai ram, offer hom. Wat is geloof? Wat is volwasse geloof? Hoe tree 'n volwasse gelowige op? Hy luister nie net wat God sê nie. Hy doen nie net dinge wat 'n mens behoort te doen nie. Hy doen selfs dinge wat nie sin maak nie. Abraham is bereid om self 'n offer te bring, om homself te gee vir die Here en te sê, Here, dis my beste wat ek het, my enigste seun. Ek is bereid om hom te offer, want ek wil U volg. Gelowige gehoorsaamheid beteken dat jy bereid is om die Here te vervolg, wat dit ook van jou vra.
In die Nuwe Testament kry ons die teenoorgestelde van Abraham. Ons lees in Matteus van 'n ryk jong man wat na Jesus toe kom. En hy vra 'n baie belangrike ding vir Jesus. Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En dan antwoord Jesus vir hom, jy het mos die 10 gebooie. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, eer jou vader en jou moeder, jy ken mos die 10 gebooie. Jy moet vir God lief hê met jou hele hart, hele siel en hele verstand. Jy weet mos wat die Bybel sê. Ja, Here, ek weet dit. En ek doen dit. Dis poedie. Ek doen dit sommer maklik. En dan sê Jesus vir hom, gaan nou, jy verkoop alles wat jy het, en gee dit vir die armes. Verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes. En dan lees ons dat hierdie ryk jong man bedroewig weggegaan het. Hy was nie bereid om homself, sy alles vir die Here te gee nie. Want dis wat geloof is, dis wat volwasse geloof is. Volwasse geloof beteken dat jy bereid is om alles te gee. En dat jy bereid is om Jesus te volg. In die Nuwe Testament breek Paulus vir ons 'n ander faset van geloof uit, wat Abraham al reeds vir ons verduidelik het, maar op 'n ander manier. Ons leer daar van 'n baie interessante persoon met die naam van Filippus. Filippus was 'n evangelis, en hy het by geleentheid die evangelie bedien in Samaria. Daar het hy die evangelie verkondig, en die mense was, kom ons sê, mal oor dit wat hy verkondig het. Baie mense het tot bekering gekom. En terwyl dit so goed gaan met die evangelie verkondiging, sê die Here vir hom, Filippus, los alles wat jy doen. Gaan na 'n eensame plek in die woestyn. Ek het jou daar nodig. En wat sê Filippus vir homself? Here, dit maak ons nie sin nie. Die werk gaan so mooi aan hier waar ek besig is om die evangelie te verkondig. En u wil nou hê dat ek in die woestyn moet ingaan na 'n eensame plek. Ek weet nie eers wat u wil hê ek moet doen nie. Dit maak nie sin nie. En wat doen hy dan? Hy neem 'n geloofsprong. Hy sê vir homself, dis wat God wil hê ek moet doen. En dan hardloop hy na die woestynpad toe. Wat kry hy daar? 'n Man op 'n wa wat besig is om te lees uit die Ou Testament, meer spesifiek uit die boek Jesaja. En dis onmiddellik vir hom 'n aanknopingspunt om met hom te praat oor die Here. Filippus vra vir hom, meneer, sê vir my, verstaan jy wat jy lees? Nee meneer, ek verstaan nie wat ek lees nie, want daar is niemand wat vir my verduidelik wat dit beteken nie. En dan verduidelik Filippus vir hierdie man, hy was toevallig van Ethiopië af, 'n hooggeplaaste man, wat in die koningin se paleis gewerk het. Verduidelik die man vir hom wat hierdie gedeelte beteken en lei hy vir hom na Jesus Christus toe om sy verlosser en saligmaker te word. Dit was nie vir Filippus aanvanklik sinvol om sy werk te los en om na die woestynpad toe te gaan nie. Wat gebeur? Die eerste persoon in Afrika word met die evangelie bereik. God se planne is groter en heerliker as ons planne. Ons verstaan nie altyd dit wat die Here van ons vra nie. Maar dit vra vir ons dat ons in sekere situasies 'n geloofsprong moet maak en dat ons moet sê, Here, ek verstaan nie, maar ek wil U volg.
Ek wil doen dit wat u vir my sê. Nou hoor ek, u sê vir my, Dominee, dit wat jy nou vanoggend gesê het is pragtig. Dis natuurlik van toepassing op dit wat lank gelede gebeur het. Kan dit nog vandag gebeur? Vra die Here nog vandag vir ons om hom onvoorwaardelik te vertrou. Vra die Here vandag vir ons om geloofspronge te maak as dinge onmoontlik is. Ja, ek wil vir u 3 voorbeelde gee van dit wat mense in ons gemeente die afgelope tyd gedoen het. Eerste voorbeeld. Een van ons lidmate het dowe kindertjies. Hulle was bereid om waar hulle gebly het te los en om na Woester toe te kom, sodat hulle kinders hier by die skool geleer kan word en die beste akademiese opleiding kan kry. En toe gebeur daar 'n snaakse ding. Hierdie man kry 'n bevordering by sy werk. Dit sou beteken dat hy in status op 'n hoër vlak kom, dat hy baie meer geld sou kon verdien. Maar dit sou beteken dat hy Woester moes los, dat hy die geleentheid wat hy vir sy kinders kon gee, moes los. Maar die Here het diep in sy hart gewerk en vir hom oortuig. Los die bevordering. Wat ek van jou vra is dat jy hierso sal bly in Woester. Dat jy vir jou kinders geleentheid sal gee om hier by die skool te leer en te groei. Hierdie man en sy vrou was bereid om hulle self te offer. Hy was bereid om terwille van sy seun en sy dogter, nie net terwille van hulle nie, terwille van God, want hy het geglo die Here God het met hom gepraat, 'n offer te bring. En as mens vandag met hom praat, met sy vrou praat, sê hulle, Dominee, weet jy wat, dis vir ons 'n vreugde wat ons het gedoen het, ons het baie verloor, maar dis vir ons 'n vreugde, want ons was gehoorsaam aan die Here. 'n tweede voorbeeld. 'n lidmaat wat vir my vertel, weet jy Dominee, toe my man oorlede is, was ek spreek woordelik in Tomatiestraat. Ons het nie 'n pensioen gehad, 'n versekering gehad wat nou sal help, dat ek aan die lewenskostes kan voorsien nie. Ek het nie geweet wat ek gaan doen nie. Die Here het met my gepraat en vir my gesê, moenie bang wees nie, ek sal voorsien. Dominee, ek het nie met my handjies gevou gesit nie, ek het uitgespring, maar die Here het my swakke pogings gebruik en geseën, en ek kon vir my kinders gee wat ek graag wou gee. Die Here het voorsien. Op daardie oomblik het dit nie vir my gelyk ek gaan deurkom nie. Dit het vir my gelyk asof my lewe gaan stop. Maar ek het 'n geloofsprong gemaak en die Here vertrou en die Here het voorsien. 'n derde voorbeeld. 'n man wat vir my sê, weet jy Dominee, op 'n dag het ek net 'n oortuiging in my hart gekry. Ek moet iemand gaan besoek. Ek het hom lanklaas gesien. Ons was nie eintlik regtig vriende nie, maar die Here het vir my gesê, ek moet gaan. Hoekom moet ek gaan, Here? Dit was nie vir my duidelik nie. Maar ek het 'n geloofsprong gemaak. Ek het die Here vertrou. En toe ek by hom kom, was hy so dankbaar dat ek by hom uitgekom het. Hy het sy hart oopgemaak vir my. Hy het die Here Jesus aanvaar as sy verlosser en saligmaker. En weet jy Dominee, 2 weke daarna is hy dood. 2 weke daarna het hy gesterf. En die grootste vreugde wat ek vandag ervaar, is dat ek gehoorsaam was
en gedoen het dit wat die Here vir my vra, selfs al was dit op daardie stadium vir my nie logies nie. Kom ons vat saam wat ons volgende gesê het. Daar's 3 soorte mense in hierdie wêreld. Mense wat so selfsugtige kleutertjies lewe. As jy 'n ballon voor hulle sit, sal hulle dit gryp en sê, ek wil dit hê, dis myne. Daar's liefdelose ouers. As jy 'n ballon voor hulle sou sit, sal hulle sê, mens moet die ballon op hierdie manier hanteer. Dis wat die tradisie sê. Dis die enigste manier waarop 'n ballon hanteer kan word. Daar's 'n derde groep mense, volwasse gelowiges. As jy 'n ballon voor hulle sou sit, sal hulle die ballon vat en hom slaan. Hulle sal weet, hierdie ballon moet jy met respek hanteer, maar hulle sal wegslaan van hulle self. En hulle sal wag dat iemand dit terugslaan, en daar sal 'n spel tussen hulle en die ander persone ontstaan. Gelowige volwassenes is mense wat nie net wil hê nie, wat nie net wil ontvang nie. Hulle lewe draai nie net om hulle self nie. Gelowige volwassenes is mense wat nie net glo mense moet dinge doen nie. Gelowige volwassenes is mense wat hulle self aan die Here oorgegee het. Wat bereid is om te doen dit wat die Here van hulle vra om te doen. Gelowige volwassenes is mense wat nie God gebruik om die wêreld te geniet nie. Nee, hulle gebruik die wêreld, hulle gebruik die ballon om God te geniet. Want om 'n punt van die Here te wees beteken om 'n pad saam met hom te loop en hom te geniet in jou lewe. Dis wat vreugde vir jou in die lewe gee. Nie dit wat jy besit nie, nie dit wat jy doen nie, maar die feit dat jy weet jy behoort aan die Here en hy is vir jou lief. Amen. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed.